By hierdie geleentheid maak ons die Bybels oop by Johannes hoofstuk 1. Die reeks wat ons begin het, is nou by die hoogtepunt. Johannes verduidelik van die begin van hierdie hoofstuk af, begin hy en hy verduidelik wie Jesus is, waar hy vandaan gekom het en hoekom hy gekom het. Johannes die Doper se getuienis is 'n bevestiging van die naam wat Jesus ontvang, wat in Matteus bekend staan as Jesus, en sy naam is Jesus omdat hy verlosser is. Johannes die Doper brei dit uit en gee sy getuienis daarvan. Ons gaan volgende saam lees vanaf vers 35, maar voor ons doen, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, o Here, wat 'n voorreg om op hierdie dag U naam te gedenk, U naam te verheerlik, U te prys en te loof en te dank. Omdat ons weet, ons is U al die eer verskuldig vir die verlossingswerk wat U bewerk het. En daarom prys ons U naam, eer U naam, en in aanbidding is ons nou voor U met die woord geopen. Laat U lig deur die Heilige Gees se werk skyn, sodat ons verstand verlig en verhelder mag word om te hoor wat U sê en te doen wat U vra. Laat dit wees volgens U genadige wil in Jesus naam. Amen. Johannes 1 vanaf vers 35 tot 43. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê, as dit vertaal word, Meester, waar is U tuis? Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy tuis was en die dag by hom gebly. En dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Ek herhaal vers 42 en 43. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as daar een soektog is wat deur die eeue heen beskrywe is as 'n lang soektog waarna baie gesoek het, was dit die soektog na die Messias. Die feit dat hy verwag is, dat hy verklaar is dat hy sal kom, dat hy in Bethlehem sou kom, sê Micha. Dat Jesaja sê dat hy 'n koning sal wees, wonderbaar, raadsman, sterke God. Dat Jesaja verder beskryf dat hy 'n lydende knegt sou wees. Dit wou baie min hoor. Maar dat hy sou kom, die Messias, profeseë is legio, was baie. Wanneer die Messias profesie moet tuiskom by mense en mense moet verstaan, wat is die Messias? Wie is die Messias?
Hoe sou hy lyk? Hoe sal hy funksioneer? Dan gee die skrif klaar vir ons aanduidings van hoe dit sou wees. Die Messias het gekom. In hierdie stadium van Johannes hierdie geskiedenis beskrywe, al 30 jaar gelede het hy gekom. Groot aankondiging, die engele het vir die herders vertel. Wyse man het uit die ooste gekom. Hulle het hom hulde kom bewys. Herodes het kort na hierdie bekendmaking 'n kindermoord afgekondig en Bethlehem was 'n plek van moord. Maar hulle wag nog vir die Messias, hulle soek hom. Ongeveer 6 maande voor hy gebore was, is 'n man met die naam van Johannes die Doper gebore. In daai stadium was hy net Johannes. Hy sou die doper word wat die weg berei het vir die Messias. En toe die tyd reg was, het hy begin sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Hoe naby? Hoe naby? Hierdie stukkie geskiedenis in Johannes 1 het beskrywe wat Johannes beleef het. Dat hy sê, kyk, Johannes 1:29, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Josef het by die geboorte, voor die geboorte gehoor, sy naam is Jesus. Hoekom is sy naam Jesus? Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Johannes die Doper se woorde 30 jaar later. Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Die gedeelte wat ons gelees het vanaf vers 40 in besonder. 2 manne, Andreas en Johannes, die ander disipel, word beskryf as Johannes die evangelis, die wat die boek geskryf het, die evangelie van Johannes. En wanneer hulle agter Jesus aanloop na die plek toe waar hy bly en hom rabbi noem omdat hy 'n leermeester is, kom hulle in kontak met die God van hemel en aarde. En toe dit gebeur, doen Andreas iets besonders. Andreas, die broer van Simon Petrus. Ons ken vir Petrus goed uit die Nuwe Testamentiese geskrifte. Andreas ontmoet vir Jesus, die rabbi, soos hy hom noem, die leermeester, die man van gesag. Hy kom by hom en hy sien wie hy is, en in dieselfde dag staan hier geskrywe, gaan soek hy sy broer en sê vir sy broer, en hierdie is 'n belangrike vers 42. Hy het na sy broer gegaan, voor hy verder vertoef het by Jesus vir die dag, en hy sê, ons het die Messias gevind. Nou jy sal sien, hier is 2 woorde wat ons heeltyd raak lees, Messias, en ons lees die woord Christus. Messias, as dit vertaal word, Christus. Messias is die Ou Testamentiese Hebreëse woord, en Christus is die Nuwe Testamentiese Griekse woord. En die 2 woorde beteken albei gesalfde. Wanneer Christus Jesus gesoek word, wanneer die Messias gesoek word, die een waarvan die Ou Testament praat, die een waarvan die Ou Testament gesê het, hy moet kom, wanneer die jaar van die Messias aanbreek, sal die grootste van vrede aanbreek, sal die tyd van wonderbaarlikheid aanbreek, want groot dinge gaan gebeur as die Messias verskyn. Wat gaan gebeur? Die Ou Testament praat van verskeie dinge. Blindes sal sien, dowes sal hoor, gevangenes sal vrygelaat word. Wanneer Jesus se teenwoordigheid sigbaar word in die wêreld, sal verskoning, sal iets gebeur wat die wêreld sal verstom. Hier sal 'n besonderse man uit Bethlehem, Efrata, gekom het. Hy sal die Messias wees wat die verlosser is. Die verlosser van wat? En hier
is die soektog van die wêreld in die hede, in die verlede, sowel as die toekoms van krag. Wanneer die wêreld 'n Messias soek, wanneer u en ek 'n verlosser soek, 'n gesalfde van die Here soek, soek ons vrymaking. Die wêreld soek iemand wat groter is as die probleme van ons dag. In die tyd van die eerste eeu was dit Rome, die Romeinse ryk en die Romeinse owerheid. Wanneer die swaar juk van Rome gedruk het op Israel, was hulle nie vry nie. Hulle het nie hulle eie land gehad nie, hulle het maar in die provinsie van Rome gebly. Wanneer hulle verwag het, en dit was die verwagting van die algemene persoon in die tyd van die eerste eeu, is dat daar 'n politieke leier sal kom. Een wat die regering sal aanvat. Een wat die wêreld waarin hulle leef sal verander. Die wêreld waarin hulle leef sal vernuwe en hulle van die juk van die Romeine sal verlos. Maar wat is sy naam? Jesus. Dit beteken verlosser. En hierdie naam is nie nuut nie. Die naam Joshua wat ons al reeds in Joshua en selfs in die Ou Testamentiese Pentateeg geraak lees in Deuteronomium. Een van daardie verspieders wat die land Kanaan verken het, sy naam was Joshua. En Joshua beteken God verlos. Die naam Jesus is nie nuut nie. Hy het al reeds sy Ou Testamentiese dialek gehad. Hy het al reeds sy Ou Testamentiese waarheid gehad. God verlos, intog in die beloofde land, God verlos, van wat? Van die slawerny van Egipte. Gee ons 'n nuwe blyplek in Kanaan. God verlos. Sy naam is Jesus, want hy verlos. Maar wat sê die engel in Matteus 1? Jy moet hom Jesus, dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die persepsie van die eerste eeuse gelowiges was dat dit 'n politieke verlossing moet wees, maar is 'n ewige verlossing, nie 'n tydelike een nie. Die groot krisis van ons tyd en dag is steeds dat ons 'n tydelike verlossing benodig. Ons wil net minder ongemak hê in ons omstandighede waarin ons leef. Ons wil graag die ligte las, en dis wat die wêreld tans is, 'n ligte las, want wanneer die toorn van God op ons neerkom, is die las baie swaarder. Maar wanneer die ligte las van hierdie wêreld op ons kom rus, raak ons moeg, ons raak afgemat. Ons kyk na eksamens, kinders, en ons sê dis te erg. Ons kyk na skoolloopbane, en ons sê dis te lank. Ons kyk na werkloosheid, en ons sê, wanneer gaan dit eendag ophou? Ons kyk na politieke onrus, en ons sê, wanneer sal dit weer word soos dit was? In die dae wat ons groot geword het, en vrede geken het, ons deel eintlik Israel se sieninge oor 'n verlosser. En ons maak baie maklik 'n funksionele verlosser. En ons skep baie maklik een wat pas by wat ons soek. Ons skep baie maklik een wat lyk soos ons wil hê hy moet lyk. En hy moet kom doen wat ons wil hê hy moet doen, want hy moet verlos soos ons wil hê hy moet verlos. Maar nou kom Jesus, die Christus, die Messias. Hy kom aangestap en Johannes sê, daar is hy, wie ek nie waardig is om sy skoene eers los te maak nie. Daar is hy wat baie groter is as ek. Daar is hy, die lam van God, die ware verlosser vir hierdie wêreld. En die wêreld kyk na hom en sê, wie hy? Hy is dan gewoon. Hy kom dan uit Nasaret. Hy is dan die seun van Josef, Nasaret. Is sy blyplek. Ons ken hom al lank al. Maar hy kan nie ons verlosser wees nie. Hy is te gewoon. Hy het dan in die gestalte van 'n mens voor ons verskyn. Hoe kan ons aanvaar hy is God? Kyk na die tekens. Kyk na die tekens. Wanneer Johannes beskrywe wat Andreas, Johannes die evangelis en uiteindelik Petrus erken van hierdie man
dan begin ons iets beleef van wie hy is. As ons die Messias gevind het, dan het ons by die einde van ons soektog gekom. Maar ons het nog nie die waarheid nie. Ons het nog net gehoor, hy is die Messias. Want hulle sê hy is die Messias. Hy is die een wat gestuur is om te kom. Maar kyk na vers 43. Toe Andreas Petrus by Jesus bring, kyk Jesus na hom en sê, jy is Simon, seun van Jona. Jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Nou die woord Sefas is 'n Arameese woord, is 'n Arameese naam. En die betekenis van daardie naam Sefas is rots. Die naam en die betekenis van die Griekse woord Petrus is rots. Hoekom gee Jesus vir hom 'n naam? Hoekom verander Jesus sy naam na die Arameese rots? En hier moet u die wonderwerk van Christus, wat ons nie vind nie, maar hy kom vind ons. Wanneer die God van hierdie wêreld nie wag dat die mens hom kom soek nie, maar hy kom na die mens, dan sien ons die grootheid van die almag van hierdie God raak. Ons moet die Messias soek. Ons moet die Christus, die gesalfde van die Here soek. Maar soek ons reg? Sien ons reg? Vind ons reg? Hier in die begin, Petrus weet nog niks van hierdie man nie. Jesus word aan hom openbaar as die Messias. Hy weet nog niks. Aan Petrus word gesê wie hy is. Jesus sê, jy is. Nie net Simon Petrus nie, maar jy is Sefas. Jy is rots. Rots? Here, wat moet ek maak met die naam rots? Wat sou hy maak met die naam rots? In Matteus 16 lees ons, dis nou al 'n tyd lank wat Jesus aan hulle bedien het, hulle onderrig het, en kom hulle by Caesarea Philippi, en hy vra, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? Julle het nou al gehoor hoe praat die mense. En die mense praat. En die Jode kon praat. En hulle het gepraat. Wat het hulle vir my gesê? Wie sê hulle is ek? 'n Profeet, ander sê nog dinge. Maar wie sê julle is ek? Wie sê julle is ek? En dan is dit Petrus wat antwoord. U is Jesus, die Christus, die Seun van die lewende God. U is Jesus, die Christus, die Seun van die lewende God. En dan is Jesus se woorde baie kenmerkend daar en baie belangrik om na te kyk. Vlees en bloed het dit nie in jou geopenbaar nie, Petrus. Vlees en bloed het dit nie in jou geopenbaar nie. 'n Mens kon dit nie vir jou sê dat dit by jou tuis gekom het nie, maar God het dit aan jou bekend gemaak. Want dit wat God aan jou bekend gemaak het, het nou duidelik geword in jou openbaring. Jy het verstaan wie ek is. Omdat jy verstaan wie ek is, weet jy eintlik wie ek is. Nie maar Jesus van Nasaret, die seun van Josef, die timmerman. Die gewone man daar uit Galilea, wat niemand eintlik behoort te ken. Maar die een wat ons moet ken. En so maak Jesus 'n verandering in iemand se lewe. Twee sake wat in die teksgedeelte staan. Een staan in vers 40. Johannes self. Johannes, die disipel van die Here Jesus, die apostel, wat die boek skryf, sê in vers 40, dit was omtrent 10 uur. Dit was omtrent die 10de uur, en dit is in die Hebreëse taal vanaf 6 uur ongeveer
4:00 die middag. Hoekom onthou Johannes die evangelis? Hoekom onthou hy die tyd? Want dit was 'n aanrakingstyd. Dit was 'n tyd waar Jesus in sy lewe gekom het. En daarom het hy hom gevolg. Andreas is verwonderd. En Jesus as die Messias raak hom aan en hy volg hom. En die groote Petrus sou later sê, maar dis wie hy is. Hy is die Messias. En geliefdes, wat ons hieruit raak sien is dit. Baie maal soek ons 'n pad, 'n plek, 'n manier, 'n oplossing, 'n uitkoms. En dit word aan ons geopenbaar op 'n manier wat ons nie beplan het nie. Dit ontvou in die wil van God nie altyd soos ons dit soek nie. En die Here maak homself bekend op die eienaardigste van plekke of tye, waar jy hom nie gesoek het nie, waar jy hom eintlik nie wou vind nie. Hoeveel getuienis is daar van ateïste, mense wat sê daar is nie 'n God nie, kom ek sal bewys dat God nie bestaan nie, en hulle begin 'n studie, daar is meer as een wat dit gedoen het. Ek sal bewys dat daar nie 'n God is nie, en ek sal vir jou bewys dat die God van die Bybel nie bestaan nie. En dan begin hulle met hulle navorsing, hulle studie, en klaar is hulle gelowige in Christus Jesus. Die doel waarin hulle uitgegaan het, om te sê, daar is nie 'n God nie, hy is nie die verlosser nie, hy is nie die koning nie, dan kom hulle by die punt en sien, ons kan dit nie ontken nie. Wetenskaplike op wetenskaplike gaan deur hierdie saak, en moet erken, ek het hom gevind. Ek het hom gevind. Maar is dit waar? Het jy hom gevind? Of het hy hom laat vind? Hy het na jou toe gestap, Andreas. Hy het na jou toe gestap, Johannes. Hy het na jou toe gestap, Petrus. Hy het jou op die naam genoem. Hy het jou 'n nuwe naam gegee. Hy het jou gebring by 'n punt. Wanneer die wyse manne uit die ooste gekom het hulle gesoek na die Messias. En die Messias is vir hulle gewys. Want hulle is geroep om te kom kyk. Wanneer die manne in die veld, die herders, besig is met hulle bewakingstaak in die nag, word hulle geroep en gesê, kom kyk, kom kyk. En hulle vind die Messias. Geliefdes, wanneer die Messias homself laat vind, weet ons hoekom. Die mensdom soek na 'n verlosser. Ons soek na een wat ons kan help in alle omstandighede. In alle tye. Selfs in watter tyd of uur van die nag. Wanneer vriende, familie baie keer jou nie kan kom help nie. Wanneer ons benoudhede op ons diepste is en ons bekommernisse nie gedeel kan word nie, want wie kan ek vertrou? Dan is die verlosser daar. En hy maak hom vind. Sy teenwoordigheid is een wat in benoudhede altyd die uitkoms is. In vreugde is altyd die grootste vreugde word. In behoefte is altyd die enigste behoefte uiteindelik bevredig. Dis wie Jesus geword het. In die sekulêre wêreld waarin u en ek tans leef, word Kersfees en die fees word goedkoop, gemaklik, en vir eendag is almal gaaf, vriendelik en goed. En daarna gaan ons aan met die venyn, die vyhandigheid en die koud en kilheid van hierdie wêreld. Maar die ware verlosser, wat nie net eendag in die jaar kom nie, maar wat gekom het vir die volheid van die tyd, vir altyd, het eenmaal gekom om te ly
om te sterf, om op te vaar na die hemel en van daar weer sal terugkom. Maar nie sonder dat hy sy gees vir ons gestuur het, om met ons te wees nie. Want as daar gesê word, Immanuel, God met ons, dan is die Gees se werk, Immanuel, God met ons. Ons hoef hom nog steeds nie te gaan soek nie, hy maak homself vind. Geliefdes, mag hierdie belangrike tema. Ons het Christus gevind, die uitroep van Petrus, sy broer Andreas. Ons het die Christus gevind. Petrus se eie woorde, jy moet die Christus vind. Johannes se woorde, slegs in die Christus is daar hoop vir die sondes van hierdie wêreld, sodat daar 'n ewige lewe kan wees en niemand verlore mag gaan nie, omdat ons glo in die een wat ons gevind het. Daar is net een weg, daar is net een waarheid, daar is net een lewe, dis Christus. Wanneer die manne hom vind, hy hulle vind, word die wêreld 'n nuwe wêreld. Dis die wêreld waarin u en ek leef. As gelowiges kan die wêreld maar skommel en skuif. Die wêreld kan maar vergaan, maar in Christus kan niks die Messias oortref nie. Mag dit u hoop en u sekerheid wees. Mag dit ons vastigheid wees. Mag dit wees waaraan ons vashou. Mag dit wees op wie ons vertrou. Amen. Ons bid saam. O Here, ons Here, dankie dat ons nie maar soekend hoef te bly na 'n Messias koning wat ons nie kan sien nie kan vind nie, maar moet konstant soek en soek en soek. Dankie Here dat u ons gevind het en dat u na ons toe gekom het. Dat u, o Here, u seun gestuur het om by ons te kom woon. En vir 'n tyd lank op aarde die grootste genade van God te bewys, sodat die wêreld hom kan sien vir wie God is. Genadig, barmhartig. En die koning van alle konings. Mag ons in hierdie dae 'n ware Christusfees beleef, waarin hierdie Immanuel kind met ons is, deur sy Gees wat met ons woon en in ons woon. Mag die wêreld ook die ware vrede vind wat net deur hom beskikbaar is. Dat ons nie sal verval in 'n skynvrede wat maar net vir 'n korte tyd duur nie. Maar vashou aan hom wat ons lewe verryk. Mag ons hom prys en mag ons lewe getuienis wees van hierdie vreugde. Laat dit wees volgens u genadige wil. En laat elkeen wat in hierdie dae 'n ware verlosser soek, u vind. Vind hulle, Here, wat na u soek, en gaan soek hulle, en vind hulle wat u nie wil soek nie. Laat u genade groei, en laat dit net groter word oor ons gemeenskap, oor ons land, en laat dit wees in hierdie wêreld 'n ware Christusfees. In Jesus naam. Amen.